Jy kan jou sitplekke neem. Ek het 'n paar verse wat ek profeties oor hierdie pragtige gemeente wil uitspreek. Die Here stuur ons, dan gaan ons na gemeentes toe as ons genooi word, en dan praat die Here met my, en toe ek hier na toe kom, toe sê die Here vir my, jy gaan vanmôre, ek weet nie of ek met iemand oor die media praat, oor hierdie kameras sien, ek weet nie of ek met iemand hier praat nie, maar daar's mense wat geïntimideer is. Hoor mooi, ek wil dit nou mooi stel. Daar's mense, gelowiges, nie ateïste nie, gelowiges wat geïntimideer is omdat ander gesê het, your season has passed. Jou seisoen is verby. En vanmôre praat God met jou en hy het hierdie eenvoudige stukkie modder gestuur om vir jou te sê, jou seisoen is nie verby nie. Amen. Gee hom 'n hand van eer. Halleluja. Jou seisoen is allerminst verby. Ek is hier om vir jou te sê, daar lê 'n nuwe, kragtige, heerlike seisoen vir jou voor, wat God vir jou in die store reg het. Dit lê in die wolks van God, reg om uitgestort te word, oor jou lewe, oor jou bediening, oor jou besigheid, oor jou liggaam, nou in die naam van die Vader, die Seun. Hy's reg om dit te doen. Vat dit uit die geloof, steek jou hande in die lug en gryp dit vanmôre. Hy stuur seisoene na jou toe. Romeine 8 vers 28. Hoor mooi, en ons weet dat vir die wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Ek wil net daar terug gou staan. Dat vir die wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Pastoor, daar slaan nie nou die spyker vir die eerste keer vanoggend in jou kop, want dit gaan chaoties by my. Dis katastrofies. Die dierevereniging wil ons nie eers meer sien nie. So mal en te mekaar gaan dit by ons. Ek wil vir jou sê, dis nou daar. Dis nou daar waar God wil werk. Jy dink jou situasie is vir God vreemd. Jy dink jou situasie is vir die Here interessant. Ek wil net vir jou sê, God die Vader moes sien. Hoor gou mooi, waardeur is God die Vader? Yahweh, waardeur is hy? Hy moes toe kyk hoe Elohim, die wat die inisiatief gehad het om ons te skape, om ons te maak, om ons te design, om hierdie heelal te design. Hy moes toe kyk hoe hierdie skepsels sy seun aan 'n kruis vasnaal, Jesus Christus wat die mandaat gehad het om ons te maak, om ons te skape, om 'n plan vir ons te hê, om 'n projek vir ons te hê, en God die Vader het kans gesien, soveel so dat met die kruisiging hy sy kop weggedraai, dat daar 'n duisternis oor hierdie aarde toe gesak het, dat Jesus uitroep, my Vader, waarom het jy my verlaat? Dit is wat die godheid voor kans gesien het. Jy dink jou oomblikie is 'n bietjie weird. Hulle het kans gesien dat hulle eie skepsels teen hulle spoeg, hulle slang en skop, maar ek dank die Here. Die woord van die Here sê voor Jesus sy kop sak, toe sê hy, daar's 'n nuwe seisoen en hy spreek hierdie woorde. Dit is volbring. Dit is volbring. Halleluja. Hy sê vir jou, jou seisoen is weg. Ek weet nie van julle nie, maar ek is klaar. Ek is 'n groot mouner. Heerlikheid is die eerste pastoor wat dit herken. Al die pastore is vol geloof. Ouens, ek skryf Marx. What you see is what you get. Ek is nie 'n heilige ou nie. Ek hoop ek gaan die hemel maak. By al basies is dit maar wat my ou lewetjie draai. En iemand sê vir my nou die dag terwyl hulle by ons kuier, of ons het iewers iets gaan drink, koffie gaan drink. Ek het al ouens, ou moet regwerk op die goede. Jy teen Dinsdag sê hy pastoor vat vir weer lekker reg. Ek trek nou al hemde aan dat jy my nie sien sweet nie. Ek sweet baie vinnig. En daar was ouens al vir ons so kwaad. Dan preek ek. Toe ek nou jonger was ek nou al 7 keer hier oor hierdie kerk en oor die banke en goed. Ek raak ook nou al bietjie, ek moet nou langer in die gym betrokke wees. Dit gaan nie oor dat ek fiks is, ek moet langer gym toe gaan, want my lyf moet aan die gou bly. Maar toe ek nou jonger was, dan preek ek. En dan sweet ek. Want ek is 'n man wat sweet. Ek verdien my brood
in die sweet van my aangesig. As ek vanoggend klaar, ek sweet meer as julle almal saam, man. So ek hoef eers weer volgende Sondag te werk. Want ek sweet nou vandag, meer as wat julle almal die hele week gaan klim jy scaffolding, al verf jy dakke, ek sweet vanmôre meer as wat julle almal saam sal sweet. So die Here het vir my gesê, werk net 1 dag 'n week. En dis die dag wat ek gekies is om te rus, Chris, dis wat God gekies het dat hy moet rus, en dan sal jy werk. En vanmôre preek ek hier, ek gaan sweet, en die Here sal laat ek my geld verdien, halleluja. En ek sweet so, en ek moes leer om reg aan te trek, want jy kry van hierdie eenvoudige predikers, wat toe slim raak, en hulle bekyk my so, en ons is op kamera ook, hulle bekyk my so, maar ek is later papsop nat, binne 5 minute, soos ek hier staan as ek klaar nat, en dan kyk hulle so, dan sê hulle, daai ou het 'n drankprobleem, maar ek hoor nog nie die stories wat so rondgaan nie, die stories gaan ons maar eers so, en dan, dit is ons maar so oorspel besigheid, jy hoor dit die laaste, die hele familie weet dit, almal weet dit, en ek hoor hulle sê later, daai ou sweet so, want hy het 'n drankprobleem, toe raak die storie al hoe erger as aan my, toe het ek later 'n dwelmprobleem, toe later, toe is my vrou die kingpin van 'n dwelmorganisasie, toe later, mense deur my sweetery, toe later, toe is dit so groot, dat ons bestuur die hoofdwelmkartel in Pretoria, so as jy enige iets gesoek het, kom sien ons, ons sal vir jou, ons het, noem die medikasie, ons kan het vir jou in die hande kry, ons is later met die mafia, en met almal verbonde, van die Kaap tot in die sessie-konnektasie op die N1, en as die N1 te besig raak met die polisie, dan het ons ander paaie wat ons ry. Dit is wat van my gesê is, net omdat ek sweet. Toe het ek nou maar donkerder klere aangetrek, laat die arme ou evangelisties, wat nou so geboureerd raak, toch net land, want ek is mos die laaste ou wat worry wat mense vir my sê. Hy kan nou maar lieg, hy kan die waarheid praat, pla my glad nie. Maar ek wil net iets vir jou noem. En ek het genoem, ek is 'n groot klaar, en die persoon sit by my in koffie drink, hy sê, pastoor, hy sê, die klomp Israeliete, wat daar in die woestyn, so geloop en klaar, en gekerm het, en te kere gegaan het, dat hulle eintlik die beloofde land gemis het. Ek kyk om so, ek sê, jy praat nou met een van hulle. Ek staan 'n goeie kans om die beloofde land te mis, soos wat ek klaar. Ek het myself in hulle wêreld gesien, dat hoe het hulle in daai woestynsand operasioneel geword. Ek was baie in die woestyn. Ek was baie in Namibië, ek was in die hartjie van die woestyn. Ek het amper gedooi in die woestyn. Omdat ek te witty was, toe ry ek met harde wiele, met my 4x4 daarom. En hulle moes my daar kom uitgrawe het, en die ergste van alles is, my ma en my pa was saam met my. En my pa is 'n godsman, hy's 'n pastoor, en daai dag toe sien ek daai man, wat ek so voor respek gehad het, in daai woestyn begin hy benoud raak. En hy sê vir my, Chris, hoe gaan ons hier uitkom? Ek sê, pa, die laaste wat ek van hierdie gevalle gehoor het, kry hulle jou eers 2 jaar later, dan sit ons almal net, so ek sê, maar jou saak is ons reg met die Here. Hy kyk my so, hy sê vir my, man, ek is eintlik bekommerd oor jou ma, man. Man weet wat om te antwoord. Hy weet wat om te antwoord, dank die Here, ons is almal veilig uit. Maar die woestyn was, maar as ek woestyn toe gegaan het, was ek gehedge. Ek het tente gehad wat geseël was, dat daar nie 'n sandkorreltjie inkom nie. My skoene, ek het goed gedra vir kouse, wat in my skoene ingewoel het, dat daar nie sand inkom nie. Verstaan nie wat ek sê, as ek net see toe gegaan het, het ek gaan visvang, want ek kon nie sien, ek weet nie hoe julle mense dit reg kry nie. Dan gaan lê die dames in hulle bikini, nee, julle is ons Pinksterop dames, julle gaan swem in julle rokke. Ek het nou heel vergeet, ek is nou by die groot kerk, ekskuus tog wrong church, maar ja, dit is net vir humor. Ek het al gesien, hulle gaan met die ou goetjies daar op die sand, dan gooi hulle die handdoeke so neer op die strand, dan gaan lê hulle op die sand. Ek het al vir myself, ek sê vir hoekom gooi hulle handdoeke op die sand? Hoekom lê julle nie net op die sand nie? Verstaan nie wat ek sê? Want Chris Marks is 'n klaar, ek is 'n moaner, en ek is 'n geïrriteerde ou, ek het OCD, en ODC, en APC, en XYZ,
En ek kon nog nooit verstaan, hoe kan jy op 'n sand loop, dan het ek my Crocs aan, of my plakkies. O ja, julle dra nie Crocs nie. Ek het so 'n paar Crocs daar by die huis. Hy is al so deurgeloop, ek kan op 'n 1 sent voel is Jan van Riebeeck bo, of is hy onder. En dan loop ek met daai Crocs in daai sand, en teen die tyd wat ek by die karre kom, dan is ek soos hierdie katte, wat se pote nat geraak het, van die sand. En weet julle wat, dat daai Israeliete was op pad na die beloofde land toe, in so sanderige, daar was ook nie water nie, dis woestyn, het hulle geloop, as die wind gewaai het, was die sand in hulle oë, as die wind gewaai het, was die sand in hulle klere, is hy hier onder die arms, is hy oral, en wanneer hulle 'n oomblik gehad het om te eet, moes hulle vir God vra om te eet, en dan wag hulle, om te hoor of God vir hulle gaan kos gee. Maar ek dank die Here, dat tot daar's 'n plek tot vir die klaars, daar's tot 'n plek vir die mouners, en God skakel jou vanoggend nou in 'n geloofswêreld. Jy klim 'n geloofsheld vanmôre met hierdie trappe af. Wie's reg? Ek wil hande sien. Wie's reg om geloofshelde en heldinne te wees? Die grootste van die grootste twyfelaars in die Ou Testament het die magtigste manne van God geword. En God praat vanmôre met mense, jou seisoen. Hoor mooi, ek het nou baie gebabbel, maar ek vra nie, hoe oud is jy nie? Ek vra nie, wat het in jou lewe verkeerd geloop nie, maar as jy 'n plan het, as jy vanmôre 'n idee het, en jy glo daai plan, of daai energie, of daai idee, of daai roeping, of daai gesalwing, kom van God af, is daar niks, wat jou vanmôre stop en keer, dat hierdie saak kan gebeur nie. Jeremia 29 vers 11, ek spreek dit profeties oor hierdie kerk uit, want ek weet, watter gedagtes ek aangaande julle koester. Ek weet wat ek van julle dink. Ek verstaan, jy dink ek oordeel jou. Jy dink ek is kwaad vir jou. Jy dink ek wil jou net slaan. Maar ek is lief vir jou, sê die Here vanmôre. En my hart gaan uit na jou toe. Ek weet watter gedagtes ek koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede. Die amen sal bietjie, want God is mos met 'n sweep geboor. Hy slaan, nee, hy sê ek koester gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Dis die woord van God en 'n profetiese woord oor hierdie kragtige gemeente. Vat dit nou in die naam van Jesus. Hoor nou wat hy sê, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ag, staan gou op jou voete. Gee hom die hand van die Heer. Come on. Gryp dit. 'n hoopvolle toekoms. Halleluja. Ek kan nie sitplekke neem, dankie. Hulle het my die, ekskuus stof vir daai een. Hulle het my die aerobics prediker genoem. Ek het so erg aangaan, julle is nog rustig. Toe ek jonger was, en 'n ou tannie kom by my, sy sê, pastoor, ek is mal oor jou bediening. Sy sê, maar gee jy om as ek bietjie sit as jy preek? Ek sê, ek verstaan nie, weet, ek dink ons nou nie, ek dink maar, hoe sê ek altyd, ek het maar gesukkel op skool. Ek sê, wat, sy sê, Chris, hulle noem jou die aerobics prediker. Ek sê, het ek ook 'n bynaam? Sy sê, ja. Sy sê, maar ons ervaar die lewe as jy bedien en as jy preek. Maar kort, dan sê jy, ons moet opstaan. En kort, dan sê ons moet gaan sit. Sy sê, man en Chris, ek wil elke keer op, en ek wil af, en ek wil op, en ek wil af. Sy sê, toe ek jonger was, het ek gedans ook. Ons was een van daai wat voor en eerste was. Ek sê, Tannie, maar jy praat heavy goed nou. Wat sê, ek het eers gedink het gebeur so nie. Sy sê, maar gee om, as ons uit 50 keer so op en af, of ek so 30 keer het kan bly sit. Ek sê, hoekom vra Tannie my die goed? Sit Tannie. Sy sê, man, die ou heup, en die ou been. Sy is daarom ook al toe so 80. Wil ook nou nie meer so lekker werk nie. Maar ek is in die gees en my hart as ek saam met jou hoor. So jy kan ons laat aerobics toe, wat Tannie wil graag net bietjie sit. Ek sê, sit Tannie, dankie dat jy my gesê het. Toe kom ek eers agter hoe ek op en af. Maar ek wil vir julle 'n hoopvolle toekoms gee. Ek wil iets noem oor hierdie skrif. Toe Jeremia hierdie geprofeteer het, was hulle Israel net in ballingskap.
weggeneem. En Juda eintlik. En hulle was weggeruk en daar was nie 'n kans. Hoor mooi, of hulle het nie gesien hoe hulle weer herstel sal word nie. Hoor mooi, klink dit nie bekend nie. Hulle het nie gesien hoe hulle weer sal saamkom nie. Hulle het ook nie gesien, ons praat van lang tye later, dit is profeties. Hulle het ook nie gesien en gedink dat daar weer mure om Jerusalem gebou sal word nie. Hoor mooi, hulle het nooit weer gesien, of ooit weer gesien of gedink dat daar 'n tempel in Jerusalem gebou sal word nie. Ek gee net rowwe geskiedenis tussen Israel en Juda. Ek gaan nie nou in teologiese diepte en geskiedenis heen. Maar toe hierdie profeseë uitgaan, toe lyk dit nie op daardie oomblik soos wat hierdie woord klink nie. Dit klink toe chaoties. Dit lyk toe deurmekaar. En vermoere moontlik in jou lewe, voel jy dit is hoe dinge lyk. As jy net my week gesien het, pastoor, as jy net geweet, as jy net my leer by die dokter sien, as jy net my ouditeur in die hande kry, dat hy met jou praat, of sy met jou praat, sal jy verstaan, dat seasons en seisoene, kan nie sommer gebeur nie, en dis 'n klug, wat vandag van buite af, tot binne in kerke gepraat word, dat mense ervaar, ek het my job gedoen, ek het my moment gehad, ek sluit dan hierdie kant af, ek sê goodbye, want my seisoen is oor, en dit is iemand anders se job. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gee nie jou job vir 'n ander persoon nie. Hoor mooi, jy gee nie jou job vir 'n ander persoon nie. Die duiwel wil hê jy moet die stokkie aangee, want hy gaan droog maak. God het vir jou die stokkie in jou hande gegee, want hy weet jy sal hom deurdruk. Jy gaan dit reg doen. Daar is niemand beter vir die job as jy nie. Halleluja. Gee jou hand van die Heer. Jy pas nie die job aan nie. Laat ek sommer in plain Afrikaans praat. So gou die stokkie aangee. Want weet jy wat gaan nou aan? Jy maak nie die entiteit toe nie. Jy hou die maatskappye oop. Jy hou die goed aan die hardloop. Jy hou jouself aan die hardloop. Jy kyk elke oggend vir jouself in die spieël en jy sê, en ek praat nie nou wat ander ouens sê nie. Jy sê vir jouself, ek's 'n wenner. Ja, maar okay, dit het baie ouens al gesê. Jy sê vir jouself, ek is 'n gevaarlike wenner. I'm a dangerous woman. Ek bedoel, ek's 'n man. Ek het weer reg praat, ons is in 'n ander tyd. Ek's 'n gevaarlike man. Jy kyk jou reguit, het jy al jouself reguit in die oë in die spieël gekyk? Kom nou. Ouens kyk my nou so snaaks. Daar's hier's mense wat sê, kyk, ons Pinksterouens was mos geleer om nederig te wees. Jy trek eers voor die spieël aan of uit, want dan is dit 'n sonde. Ekskuus tog, ons was 'n bietjie bland wat ons kom by Pinkster uit. En ons verstaan die wêreld. Maar het jy al gekyk vir jouself so in die spieël? En dan kyk jy vir jouself reguit. Dis die enigste plek, hoor mooi, wat jy vir jouself reguit in die oë kan kyk. Vir jouself. En jy kyk vir jouself reguit en jy sê vir jouself, daar is 'n gevaarlike vrou. Ja, come on. Ja, pastoor, ons is 'n kerk, ons is nederig. Nee, wie hoekom is jy gevaarlik? Jy kyk in daai spieël, jy kyk vir jouself so in die oë en jy sê, daar is 'n gevaarlike man. Nie omdat jy gevaarlik is, jy sê, nou nie moeilikheid hier maak. Daar is 'n gevaarlike man. Weet jy hoekom? Want dit is nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. So spreek die Heer. Want jy's gevaarlik. Jy wil hê die duiwel moet jy kyk in daai spieël. Ja, maar pastoor, jy moet nederige goed preek, man. Nee. Jy weet jy die enigste plek waar jy jouself kan sien en jy kan jou bors uitsteek, is in die spieël. En jou skouers terugtrek. Al dink jy jy's hoe krom, skeef, dik of baar of wat jy ook al is, jy stoot jou bors uit. Jy kyk in die spieël en sê daar's 'n gevaarlike persoon, want dit is nie deur krag. Jy trek jou skouers terug of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Dan loop jy so draai en jy kyk weer so banjo. Jy
kyk weer so, en hy sê, die berge sal hy verskuif, voor die berge sal hy verskuif, voor die berge sal hy verskuif, wat deur my gees, so spreek die Heer. Gee hom 'n hand van eer, halleluja, prys die Here. Dan gee so 'n laaste kyk in hy spieël en sê hy, ek's reg vir die dag. Mag eendag een in jou vasloop, dis nie wat jy gaan doen nie. Agter jou staan die God van die gode, die Here van die leerskare, die leeu van Juda, staan agter jou reg om te beweeg, in jou guns. Ja, maar ek het nou nie die beste tree die week geloop nie. En ek was nou nie die eerlikste ou of wat ook al nie. Weet jy, God draai jou wêreld. Hy sê interessante ding. Skoon my kop hardloop. Hy sê interessante ding. Hy sê, en wanneer hulle julle na die gereg sal sleep, sal ek die woorde in julle mond lê. Die Here vra nie, hoekom jy na die gereg toe gaan nie. Jesus was vir ons ouens daar. Die hele heilige ouens moet ook al wees, maar die Here was vir ons ook daar. En wanneer hulle julle na die gereg sleep, sal ek, moenie jou bekommer nie, moenie jou bekommer nie, moenie jou bekommer nie, sal ek die woorde in hulle monde leef. En jy sien hoe stap manne en vroue aan die ander kant, hoe het julle dit reg gekry? Agter my was 'n leeu wat gebrul het. Agter my is een wat weet hoe's hierdie stelsels en hierdie goede in mekaar gesit. Dis die God van die gode deur sy seun Jesus Christus. Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Nie net goed te doen nie. Ek is goed vir my vrou, sy's goed vir my nie. Sy moet vir my baie goed wees, want sy's baie lief vir my. Want daar kan net regtig op die aarde een vrou wees wat vir Chris Marks maar lief het. En ek weet ek is sy nou die dag wys sy vir ons pragtige, gee die pragtige mense hand vir Jaco en Anna Marie. Hulle gaan ook deur, hulle weet hoekom my vrou lief is vir my. Hulle weet, hulle ken my. En sy wys daar by die kerk so 'n foto op haar selfoon. So vir hulle, vir ons wat daar besig is. En hulle was ook daar. En daar was, ek weet nie vir myne, maar was ander mense Sondag aand. Maar ek sien sy loop met 'n foto op haar selfoon van 'n man. Maar sy wys die goed vir die ding vir hulle. En waar ek is, kan ek hom nie sien nie. Nou dit beteken net een ding. Chris Marks, maak jy oop daar. Dat as ons dat die beklei gaan, dan gaan ons aan die beklei. Want waarmee karring hierdie vrou rond? En ek kry later so glimps op my foon. Ek kry so moments so op my foon, maar ek sien in my lewe. Nou mense, ek is nie homoseksueel nie. En ek sê dit met die liefde in my hart en doen met die goed wat jy wil. Ek is 'n man vir 'n vrou en 'n vrou is vir my. Kom ons stel dit so. Maar ek sien op daai foon die mooiste man wat ek in my lewe lank laas gesien het. Ek dink, wat doen sy met een of ander Hollywood ster of koning of iets se gesig op haar foon? Want maar soos hy flash by my, weet ek, hierdie ou is seker van die aantreklikste mense wat die planeet al gegee het. Gelukkig is die moeder waaruit uit die man uitkom. En ek weet sommer die ou is gemaak vir groot goed, maar die almal kyk op die foon so na die man. En ek kom later uit, hy lyk soos 'n Griekse god. Hierdie ou. Dis 'n mense, die mooiste, pragtigste man in Hollywood lyk vaal teen die besigheid, man. Hy lyk flou teen die besigheid. En ek dink, hoe ken ek nie die akteur nie? Is hy in politiek betrokke? Is hy in 'n movie? Is hy 'n sepiester? Is hy in series? Waar is die man? En soos hy verby my flash, sê ek ook later, ek wil die man sien. Ek se stryd ou, maar hierdie man se gesig, sy neus, sy oë is net uit 'n ander wêreld, man. Sy sê, baby, kyk tog na die foto. En ek kyk na die foto, ek sê, wie's die man? Wie's die man? Ek soek sy handtekening, ek soek sy guns. Ek wil naby aan hom wees, ek wil hoor dat hy my dinge leer van leer. Sy sê, baby, dis jy. Ek sê, wat? Sy sê, dis jy. Ek sê, nee, man. Toe sy
20 jaar oud. 20 jaar oud. Mense, het jy al 'n foto van jouself gesien? Ek praat nou van mense wat nie 20 is nie, wat so 30 oor 20 is. Ek vergaap my aan die mense. Ek sê, Here, wat het jy met my gedoen? Het ek voor 'n padkoubus ingeloop? Waar was ek in 'n ongeluk en het baie seer gekry dat ek nou so lyk? Hoe dit verander na dit toe. En ek kom agter Paulus sê jou aardse tentwoning word daagliks afgebreek, maar binne-in word jy al hoe kragtiger en jy word al hoe sterker en jy word al hoe magtiger, want God steel nie 'n seisoen nie. Niemand, en ek wil dit vanmôre sê, dit sit in geen mens se hande om 'n seisoen by jou te vat nie. Jy leef jou seisoen uit, want jy het net een lewe. Jy gryp, as ek, hoor mooi, my moet luister na wat mense van Chris Marx sê. Ek glo my, daar's al boeke oor my geskryf. En nie mooi boeke nie. Omnibuste is al oor my geskryf. Ek is 'n kronieke seun. Jy kan geskiedenis van my skryf. Hoor mooi, as Chris Marx vra hierdie pragtige mens, hom moet steur aan wat mense van my sê, kan ek nie hier staan nie, kan ek nie in hierdie mikrofoon vashou nie, kan ek nie musiek maak nie, kan ek nie die woord van God preek nie, nee, ek sal hardloop as ek moet luister wat mense van my sê, en ek sal onder in hierdie hole my in die hande kry, en ek sal iewers op 'n vloer uitgepaas lê, uit mekaar en stukken, maar Chris Marx het sy hele lewe een saak, niemand steel my seisoen nie die duiwel nie, ook geen mense, en ek spreek dit vanmôre aan jou uit, niemand vat vanmôre aan jou seisoen nie, in die naam van Jesus, gryp dit vanmôre, gee hom in die geloof, 'n hand van hande, niemand, ek sê weer niemand, vat jou seisoen nie, en laat ons nie moeg word om goed of goed te doen nie, jy hou nie op, waarmee jy besig is nie, jy mag gaan klaar maak. Ek gaan ook nou nie meer kerk toe, ek sê dit by al die plekke, ek gaan ook nou nie meer kerk toe kom nie. Die pastoor het my vanoggend nie gehandshake nie, ek is nou maar by ons gemeente so, want ons is 'n magtige mega kerk. En ek loop elke Sondag en groet vir Henny. Groet by Henny, dat ek, nou moet ek sy vrou ook groet, en nou moet ek die kind ook groet. Ag, Here, nou moet ek julle, want as hy nou weer huis toe gaan, dan sê hy vir Jaco, het jy gesien, hy het my gegroet, maar het nie my vrou gegroet. Hierdie ander een like, het jy gesien, hy het die vrou gegroet, maar het nie die man gegroet. Sy hou nie van sulke goed, sy check my. So as ek 'n dame groet, dan kyk ek gou, waar is die man? Dan groet ek die man ook. Nie oor ek bang is vir die man nie, ek swaar oor hierdie vrou. Sy het net sulke groot handjies, sy het 'n nommer 3 skoen. Maar weet julle, iets sê vir my, as sy die dag kwaad gaan raak, vir my, moet ek nie in die aand langs haar gaan slaap nie. En ek moet nie, sy sê nou die dag vir my, ek weet nie gebeur het met julle manne ook, sy sê nou die dag vir my, hier is vir jou koffie. En toe ek die koffie, ek so bly, toe ek die koffie so vat, so sê sy, is jy seker jy wil dit drink? Ek sê, van wie weet? Ek sê dit. Dis 4 dae terug. Ek weet nie as julle sien my, ek kry sulke, maar ek het die koffie gedrink. Maar toe ek ons so vat, sê vir my, is jy seker jy wil die koffie drink? Ons speel heavy games in huis. Ek sê vir, ja. Sê sy vir my, wow, drink het? Ek sê, okay. Sê sy, maar jy's braaf. Ek sê, ja. Poef, sit ek die beker nie. Ek staan op en ek gaan gym toe. Vanmôre staan ek hier voor julle, die genade van die Here. Hy het Johannes verlos van gif wat hulle in 'n beker vir hom gegee het. En die ouens om hom het dood gegaan. So wees versigtig. Ek wil net sommer die voorgetuies praat, het vir geval. Ek dank die Here, jy hou nie op om goed te doen nie, want op die regte tyd, hoor mooi, ek voel ek moet dit sê, jy voel ek het al ingesit,
Ek het ure ingesit. Ek werk in die week, maar terwyl ek werk in die week is ek besig om vir die koninkryk van God ure in die oggende, in die middag, in die naweke is ek besig om vir God tyd in te sit en dit lyk of alles teen my draai. Dit lyk of die Here 'n klomp windmeulens om my gesit het en elkeen as ek die kant toe draai, klap 'n windmeul my. As ek regs draai, klap 'n windmeul my. As ek links draai is dit ding, why? Hy sê in Galasiërs 6 vers 9, jy stop nie om goed te doen nie. Jy stop nie om energie uit te sit nie. Jy hou nie op nie, want op die regte tyd sal ons maai. Yes, halleluja. Op die regte tyd sal jy maai as jy nie verslap nie. Jy hou aan, jy slaan soos een wat raak slaan. Jy kyk nie terug nie. Paulus sê ek het my hand aan die ploeg gesit en ek kyk nie om nie. Die Job se vrou. Iemand het nou die dag baie swaar getrek op die ding. Die Job se vrou by hom kom stikkend, sy self stikkend. Toe sit hy man daar, sy sê vir hom, vloek God en sterf. Toe sê Job, ek hou nie op nie. Ek hou aan, ek bly aanhou. Al is my liggaam, al is my maatskappye, al is kinders, al is wat ook al die mekaar. En hy kyk haar in die oë en hy sê, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie het ons van God ontvang. Hoekom ook nie, die slegte nie. Maar ek sien kans en God het vir Job ontmoet. Jy gaan aan en jy verslap nie. Filippense 1 vers 6. Hierdie is 'n mooie. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het. Dink mooi dan. Come on. Let's do brainstorming now. God het kans vir jou gesien somewhere. Anderster, hoekom sit ons hier? Hier's mos nou baie ander plekke in Centurion om vanmôre te sit. Daar's 'n paar mooi gate hier en die manne sit daar. Maar vanmôre sit jy hier, want hy het 'n goeie werk alreeds in jou lewe begin. Jy sou nie vanmôre by daai deur ingekom het as God nie reeds 'n goeie werk in jou lewe begin het nie. Kom aan, dink oor dit. Wow, gee hom 'n hand. Hy het in jou 'n magtige werk begin. En nou sê die duiwel vir jou, give it up. Hoekom? Ek is hier dan om vir jou vanmôre te motiveer. Dis ek 'n motivational speaker vanmôre. Want hoor mooi, as God vir jou getuienis, dink gou, hoeveel getuienis het jy? Dink, het jy? Het jy getuienis waar God beweeg het? Why? Hy het 'n werk begin. En die werk wat hy begin het by jou, was nie om jou te straf nie. Want kyk na die persoon langs jou en sê, maar jy's 'n mooi mens, man. Daar's 'n bietjie twyfel in van die ouens. Daar's so effe van, daar's so wonderingkie. Maar hoor mooi, sê weer, wie? Ooit jy vir hom so gesê? Sy worry oor hy koffie. Ek worry ook al voor hy koffie. Hoor mooi, ek gaan soos die Here my lei. God het oor jou mylpale, wat jy kan terugkyk en sê, daar het God wonderbaarlik toegetree en my genees. Daar het hy my gehelp. Daar was ek in gate en 'n hand is na my uit toegesteek en het my uitgetrek. Come on. Is ek die enigste persoon wat kan getuig dat die Here my uit die hole gaan haal het. Dat hy my gaan haal het uit siektes waar ek vandag in die graf moes gewees het. Ek staan met getuienisse op getuienisse wat dokters se oë laat rek, soos ek hier staan. Hy het 'n goeie werk in my gedoen. Hy het nie na my toe gekom en my geskop en my getrap nie. Daai oomblik ja, toe voel dit so. Maar nou as ek terugkyk, sien ek, wow, dis my lewe so. En ek kyk hoe die Here van die leerskare 'n goeie werk in Christmark gedoen het. Nou die vraag is, hoe gee ons seisoene weg oor een of ander klonk se geklik en geklak?
Hoor jy wat ek sê? Praat nou soos die Kaapenaars praat. En jy worry oor, ja, maar jy het nou nie verder gaan nie. Ek sit by 'n geleentheid, en daar's groot kokkendore van die kerk. En ek sit ook al tussen die kokkendore. En dame is 'n pastoor se vrou. Sy glo toe, sy's a moment for people. En sy sê vir my, sy noem 'n baie bekende man in Suid-Afrika se naam. Soveel sodat ek nie eers sy naam wil noem nie. So geken is hy. En die mense met wie ek saam braai is, hulle titels, hulle is erken in Suid-Afrika. En sy sê, maar Chris, dink jy nie, die man se seisoen, hoor mooi, se seisoen is verby nie. Die man leef nog, hy is nog met ons, hy kan nog om sy kar hol, ek gaan nie sy naam noem nie, hy kan nog dinge doen, en die mens bepaal, dat na COVID, hoor mooi, na COVID, het die man sy seisoen klaar geraak. Maar toe sê ek vir haar so met Jane Joe, want toe sê ek nou vies vir haar, ek sal nou nie, ek sê vir haar, waar kom jy aan die nonsens, wat jy nou praat? Sy sê, nee, ek wil nie met jou stryd, ek sê, hoe bepaal jy? Sy sê, ag, en na COVID, en tydens COVID, toe sy ook in 'n egskeiding in, en sy kry daai heilige look, weet jy, ek het al in die spieël, ek kyk in die spieël vir goed, en hierdie look wat die ouens het, ons het groot godsmanne geken, toe ek jonk was, daai ouens het so gelyk, hulle het na hulle self in die spieël, hulle het geoefen, hoe om 'n look te hê, en om te kyk, en sy kry daai gesag look, jy sien, want dit het nou met hom gebeur, en dat het met hom gebeur, en sy noem 'n klomp goed, ek sê, maar, ek verstaan nie, hoe, as hy bly goed doen, en hy bly energie uitsit, en hy gaan aanhou, gaan hy mos maai, en sy sê, sy weet nie, ek dog, sister, as ons by my gebraai het jy nog getrek, dank die Here, ons sit by ander ou se huis, dit was nie 4 weke nie, toe skud hy man, Suid-Afrika, so hokke, toe's die hele wêreld aan die praat, ek wou haar bel, en vir sê, en wat sê jy nou? Wat sê jy nou? Toe skop die Here op 'n manier, en hy man vir homself 'n season oop, hulle praat nou nog oor hy man, toe sê God, nee, dat ek sal bepaal, en ek sal dat dinge gebeur, jou seisoen stop net die dag, wanneer jy moet vertrek, na die heerlikheid toe, maar terwyl jy op hierdie aarde is, en terwyl jy asemhaal, bly jy aan die operasionele wêreld, want tussen die duiwel en die mens, sal jy enige tyd gemotiveer word, om stil te sit, stil te bly, op te hou te beweeg, op te hou om dinge te doen. Ek kyk in die week, ek wil begin klaarmaak, ek kyk in die week, na Rio, waar 'n ou Amerikaanse oom, hy het so spierwit baard, met so snor, spierwit hare, sy baard is hier, maar ek skat hom so 84 jaar oud, maar ek weet van hom, ek sien kort goede van hom ook, maar hy's besig om homself op te neem, terwyl hy loop, hy dink hy draf, maar hy loop, want hy's nou, en hy's besig om te loop, maar hy loop vinnig, en hy loop so, en nou sê hy's besig om oefeninge te doen, en ek kan sien, maar hierdie oom beweeg vir sy ouderdom, en hy sê, ek is hier, om vir jou moed in te praat, maar hy praat Amerikaans, hy sê, I want to motivate you, never to stop moving, maar hy beweeg, en hy move, en hy voetjies beweeg, en hy baard is so hier teenoor sy skouer, hy sê, when you start, kom ek praat Afrika, wanneer jy begin stil sit, gaan jy doodgaan, hoor mooi, wanneer jy gaan stil sit, gaan jy dood, dis al wat die duiwel wil hê, wat jy moet dink oor jou seisoen, gaan sit stil, die oomblik, as jy gaan stil sit, hoor mooi, sterf jy, ek praat nie van letterlik nie, sterf jou vermoë in God, sterf jou skepingsdoel, en nou is dit moeilik, om terug te gaan, om hom te gryp, ek het al hoeveel keer van oor jare gesê, as ek hierdie microfoon moet neersit, en my vyande se droom
word waar. Weet jy, hulle gaan wen. Weet jy hoekom? Want as ek kom terug, weet jy hoe moeilik is dit om hom weer te gaan haal? Hoor mooi, het is moeiliker, maar terwyl jy hom het, terwyl jy kan bedien, terwyl jy vanmôre in hierdie kerk sit, jy gaan nie na die pastoor toe sê, ek weet nou nie meer nie, maar ek dink die kerkie, nee, jy sit, want God wil jy hê, jy moet nou enigstens ratte verander en ander dinge doen nie, jy bly in koers, want jy is besig met goed te doen, halleluja, en hy is besig om so te praat, en hy sê, nooit sit nie, hy sê, as jy nie kan hardloop in die veld nie, gaan hardloop in die pad, hy sê, maar hy sit nie stil nie, maar die oom beweeg, pastoor, hy man beweeg, hy baard trek het so, hy sê, ek skat hom so 83 jaar, hy sê, as jy nie in jou pad kan gaan loop, by jou huis nie, en jy is dalk al so, dat jy nie daar wil loop, of is te gevaarlik, wat ook al, loop om jou huis, hoorie, maar ek voel, hy is bezig om Jimmy Swaggart oor aan te sit, hy praat vir my, dat ek later so voel, ek wil begin dinge doen, man, hy sê, dan loop jy om jou huis, dan kry jy jou huis, jy loop 10 keer om jou huis, en wanneer jy 10 keer as jy nie meer dit kan doen nie, en jy voel jy is gedaan, hy sê, dan stap jy van die sitkamer, na die kombuis toe, en jy bly loop, hy sê, en watter kant toe ook al, hy sê, en as jy dalk in 'n bed moet lê, dan lê jy, dan beweeg jy, net jou hande, maar jy bly beweeg, hy sê, en as jy dalk nou na my kyk, en jy kan nie eers met jou hande gebruik nie, dan lê jy, dan trek jy jou gesig, in alle rigtings, en alle hoeke, en alle kante toe, maar jy, keep on, moving, Jesaja 40 vers 31, jy kan op die voete staan, dankie baby, maar die wat op die Here wag, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vlerke, soos die van arende. Hulle hardloop. Ek weet nie waar lê jy vanmôre in jou wêreld nie. Moedeloos, opgewonde, gemotiveerd, of jy voel jy wil die handdoek ingooi. Hulle vaar op met vlerke, soos die van arende. Hulle hardloop, ek spreek het oor jou uit, en jy word nie moeg nie. Ek kanseleer moeg. God gee jou asem in jou gees, hy gee jou energie in die naam van Jesus. Jy hardloop, my broer, jy bly hardloop, jy en ek pragtige kinders, familie, jy bly hardloop. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Niemand vat jou seisoen nie. Nie die duiwel nie, ook nie 'n mens nie. Ek gee ook nie om wie is die mens nie. Ek gee nie om wat is sy titel nie. Maar as God beweeg, vat hy van 'n herder soos Dawid in die veld uit en hy maak hom 'n koning. Is jy reg vanmôre? Ek wil hê, en ek gaan dit 'n derde keer vanmôre doen. Wat is daai lied? Keep on keeping on. O, dan stap jy na iemand toe vanmôre. Het ons olie hierso? Ek gaan hierdie olie vir my broer hier gee. As pastoor of 'n pastoor. Ek wil net hê ons moet almal salf. Ons kan vinnig, en dan stap jy, dan lê jou hande op mekaar. En dan sê jy, keep on. The movie's on. Ja, dan sê jy net, hou aan, hou vas. Net 'n bietjie olie op elkeen. God ondersteun jou vanmôre. En hy tel jou op. Hy het vir jou hoeveel keer gesê, jou seisoen is verby. Jou seisoen is klaar. Maar hy gaan bly beweeg. The movie's on, my Lord, the movie's on. The movie's on. The movie's on, my Lord, the movie's on. In die naam van Jesus. For I can hear the rustle in the mulberry tree, and I know I know. the
move on, brother, and move on, sister. This is your movie day. And move a little closer to where the springs and the not funny. Move on, brother, on. The movies are, my Lord, the movies are. Movies are, my Lord, the movies are. For I can hear the not from Jesus, hallelujah, very tree, and I know the movies are. Ek gaan hierdie, die Here lê op my hart, elke belofte in sy woord is joune. Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn. Vat dit. As jy 'n Bybel gehad het, dan staan nie sommer op die Bybel. Elke belofte, my suster, elke belofte. Kyk wat het hy gedoen. Kyk wat gaan hy. Kyk wat gaan hy vir u doen. In die naam, ek verkondig hierdie naam al vir jare, in die naam van Jesus. Elke belofte in sy woord is my. Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, elke seën in sy liefde bly. En elke belofte in sy woord is my. Elke belofte in sy woord is my. Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, elke seën in sy liefde ry. Elke belofte in sy woord is my. Ons het hierdie lied gesing, jy's gesalf. As jy wil, kan jy 'n tree in die geloof gee. Ons staan voor en ons lê ons hande op jou en ons bid hierdie saak, 'n seisoen. Ons bid 'n seisoen in aksie. Terwyl ons sing, al is daar 1 of 2, kom staan voor ons, jy's gesalf, en in die naam van Jesus lê ons in die geloof ons hande op en God skep 'n seisoen. Jy elke tree wat jy gee is nou in die geloof, want elke belofte in sy woord is my. Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, elke seën in sy liefde ry. Elke belofte in sy woord is my. Net waar jy is, stap 1 tree na regs of na links. Stap, kry die grondgebied, daar sy stap na hom toe. Elke belofte, staan op my belofte, in sy woord is my. Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, elke seën in sy liefde ry. En elke belofte in sy woord is my. Elke belofte in sy woord is my. En elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, en elke seën in sy liefde ry. Elke belofte in sy woord. 'n laaste keer, halleluja. Elke belofte in sy woord is my. Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, elke seën in sy liefde ry. Elke belofte, sy woord is my. Elke belofte in sy woord is my. Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, elke seën in sy liefde ry. Elke belofte in sy woord is my. Gee my hand van eer, gee my hand van lof. Na hand van aanbidding, baie dankie pastoor Erasmus.